Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom in my podcast en dankie dat jy saam luister. Na 'n maand of wat se afwesigheid is ek weer terug en full force met nuwe gesprekke. Ons was vir 6 weke in Suid-Afrika om die sogenaamde swaalkie lewe te beproef. Dis nou wanneer 'n mens in die ijskoue winters suidwaarts vlieg om daar die son te gaan soek. My man Han kan basies van enige plek af werk, omdat die span waarmee hy werk letterlik oor die aardbol versprei is. So, selfs al gaan hy kantoor toe, is die res nie daar nie. Ek dink ons projek was geslaagd. Ons het 'n wonderlike tyd in die Kaap, in die Vrystaat en in Gauteng gehad. En natuurlik, al het dit nogal baie gereën, was die son elke liewe dag vir 'n tyd lank in die lug. Vir Han was dit 'n interessante eksperiment, want ja, die internet hang af van liewe gasheere wat off the grid lewe, daar's load shedding en allerlei faktore, en ek het meer gesukkel om my voete te vind, veral as hy al die internet vat. En uiteindelik het ek besluit dat ek geen opnames in Suid-Afrika sal maak nie. Maar goed, nou is ek weer by die huis, en my eerste gas is Annerle Barnard. Annerle is 'n bekende en 'n bekroonde jeugboekskrywer. Haar mees onlangse boek is Donkerster. Dit is 'n avontuurverhaal uit die boonste rakke, en dit gaan oor wildstropers en wildbewaring en natuurlik oor tienerharte. Annerle en ek gesels oor jeugboeke en die skryf daarvan, maar ook oor haar onlangse besoek aan Cuba. Sy was daar saam met 'n afvaardiging van Suid-Afrikaanse skrywers. Onthou, ek het nog steeds my Patreon blad, waar jy vir 'n klein bedrag geld die ekstra deel van elke gesprek kan beluister. Verder deel ek ook gereeld kortverhale en rubrieke wat ek geskryf het en self voorlees met my patrons. Onthou, jy kan enige tyd weer jou lidmaatskap opsê. Jy hoef nie vir altyd daaraan vasgekluister te wees nie. Maar gaan maak gerus 'n draai op my blad en loer na alles wat ek daar aanbied. En nou gaan ek eers met Annerle gesels. Lekker luister. Ek wil nou by jou hoor, jy het nou net teruggekom van 'n fantastiese reis. Vertel 'n bietjie, Het waar was was interessant. Cuba, en ja, dit was geweldig interessant. Het is ons 'n kommunistiese land, so die ekonomie was baie interessant en die mense en wat hulle gedoen het en wat hulle eet en was my absoluut fascinerend, regtig waar. Maar jy het nie gegaan vir vakansie nie, jy het gegaan vir werk. Ja, ons het elke dag gewerk. Weet jy, daar was 'n stalletjie gewees, dit was by die Boekefees, die Havana Boekefees, en daar was 'n Suid-Afrikaanse stalletjie. En elke dag moes ons by die stalletjie wees die hele dag. En dan was daar temas waaroor gepraat moes word en leer. En dan kon jy nou kies, jy moes jou naam by ten minste 4 inskryf. En dan was daar nou 'n groep, partykeer was mens net 2 gewees. Op partykeer was daar 4 mense en ons het dit tolk. En sy het gepraat daaroor en dit veral ook te doen gehad met Nelson Mandela en Fidel Castro se koneksie as vriende oor die jare en so aan.
Dis dat Kubaanse mense ingekom het aan die tolkerige tolk sodat die Kubaanse mense verstaan. En ja, dit was sommer net lekker en interessant geweest. Dit was baie uitputtend want is trappe op en trappe af elke dag en middagete gaan eet jy by 'n kafeteria tipe plekkie wat 'n tipiese Johanse kos bedien. Ja, dit was baie interessant. Hoe het jy daaraan betrokke geraak? Ek het eintlik nie. Ehm Clifford D. Norton, die skrywer, het my gebel en gevra sou ek belangstel om 'n internasionale boekfees by te woon. En ek het gesê ja, maar ek het gedag dis hier iewers in Suid-Afrika. Ek het verder niks daarvan geweet nie. Ja, sy het my gebel gevra wat ek belang bywoon en toe sê ek ja en ek dink toe niks verder daarvan nie. En toe skielik bel die regering my die departement van sport, kuns en kultuur. Ek het ook gedink ek het geen kans nie. En op die einde was ek een van 15 skrywers wat genooi was. Dit was lekker geweest. Almal verskillende mense, verskillende boeke, verskillende tale. So dit was nogal lekker en baie interessant geweest moet ek vir jou sê. En mens raak bevriend met jou kollegas wat saamgegaan het. Dit was dan nou baie spesiaal geweest. En wel mense is in omstandighede en wat lekker is Engels is vir ons almal die gemene deler want ja, dis al tale wat mense nie wel ek is nie in volle magtig nie, ek kan 'n paar woorde praat, maar ek kan nie sinne praat nie. So ja. Jy is dus 'n skrywer. Ek dink daar is dalk mense wat na my program gaan luister wat nie so heeltemal bekend is met kinder- en jeugboeke nie, maar dit is hoofsaaklik wat jy skryf. Nou, Ek skryf hoofsaaklik jeugliteratuur, ja. Ek het al kinderstories ook geskryf. Daar's 'n paar van hulle in die Oxford University Press en 'n skoolbundel van Lapan, een van NB Uitgewers. Maar ek dink ek is meer as bekend vir die jeugliteratuur of young adult letterkunde wat ek dan skryf vir tieners. Um en dan het ek ook al 'n kort verhaal vir volwassenes geskryf. hoe het dit gekom dat jy kinderboeke skryf? Of wel jeugliteratuur dat ons nou hierdie goed mooi onderskei. Ek het dit nie op besluit nie, die genre het my gekies. Die kategorie is jy dan nou wou, het my gekies. Weet jy, ek was besig ek het die skryfskool van Rihanna Skeepers bygewoon jare gelede. En toe sê sy vir ons as jy dit kan skryf, skryf. En toe was ek besig met 'n volwasse roman. En toe stuur sy 'n e-pos vir almal wat by haar skryfskool was om te sê, hier is 'n geleentheid om kinderstories te skryf. En toe ek kinderstories skryf, toe besef ek maar dit wil tienerstories wees, ouer tiener, dit wil nie kinderstories wees nie. En so het dit toe gebeur dat die een omskep is in my eerste roman. Ja, ek het tog maar net altyd 'n aanklank gevind by die ouer tieners, so ek vermoed dis seker maar wat gebeur het en hoe dit gebeur het. So die genre het my gekies. Ek het dit nie gekies nie. Jy het self ook kinders. As ek Ek reg onthou het, net seuns. ek het twee seuns. Die een is tans amper 16 en die ander ene is 20. So ja, nee, ek het twee kinders en miskien is dit hoekom ek ehm aanklank vind by die ouer tieners, maar ook baie interessant is dat ehm ek kom agter ek is meer en meer geneig om vir die ouer tieners te wil skryf. En ek luister heeltyd baie mooi na wat my kinders sê en hulle maats en dit is eintlik baie interessant. Die kinders is geweldig interessante mense as 'n mens mooi gaan luister en ja, daar's 'n wêreld van as jy dink aan die goed waarmee hulle stoei, kinders dis al meer met goed soos ADHD en depressie en angs en baie volwassenes ook. En ja, daar is 'n verskil in die manier die vanuit kinders se uitkyk na en die ouers se uitkyk na dinge, maar dieselfde goed wat ons raak hulle eintlik ook. En daarom het ek agtergekom dink ek is daar 'n aantal ouer huise weet ek in hulle biblioteke het hulle ook van my boeke wat tussen nie. Iemand het in my leeskring het my gesê by 'n ouer huis in Bloemfontein is my boek in die biblioteek en is blykbaar gaar gelees. Soveel so dat die een se bladsy en al uitval. Nou ja, dis tog al 'n pleintjie. So dis nie net
Nie net die jeug wat dit lees nie. Ek het altyd so iets van 'n goeie storie is 'n goeie storiepunt. Korrek. En enigiemand moet dit kan lees. Hmm, Sou hulle dit nou wou lees. ja. Maar ek geniet dit in die stadium geweldig om vir die jeug te skryf. Omdat ek dink soos 'n volwassene, praat ek gereeld met 'n sielkundige wanneer ek 'n boek aanpak oor die karakters. Nou baie interessant in een van my boeke, in Gif, is die twee seuns saam op 'n motorfiets en ry onwettig, hulle het nie 'n lisensie nie. Kom op die snelweg van alle plekke met die pa se motorfiets sonder die pa se medewete. En daar kom 'n vragmotor van voor af en die flits vir hulle ligte. En die een sê dan, nou ek en jy het nou gesê het, is nie veilig nie. Ek was nog op blinde hoogte ook, ek kan nie onthou nie. Of so iets. Wees versigtig, wag eers bietjie. En die een sê vir die ander een, kom jy kan dit doen. En daai is tipies. En toe het ek in 'n ander artikel gelees wat ek het, of tipies tiener moet ek liewer sê, 'n ander artikel gelees wat gesê het die tienerbrein is soos 'n Ferrari, sleek and sexy but without any brakes. Ja. Ek sê nie Ferrari het nie brieke nie, maar ja, daai was baie interessant want mens, partykeer wil ek oor 'n ding dink soos 'n volwassene en dis hoekom ek gereeld praat met die sielkundige wat met jeug werk, juis om die regte perspektief te hê. So wanneer mens praat van perspektief in skryfwerk, is dit nie net vir my point of view nie, dis ook daai tipe perspektief om dit reg te kry. Ek dink die versoeking is natuurlik altyd verskriklik groot. Ek sien ChatGPT kan die versoeking glad nie weerstaan nie om te gaan preek, om met so 'n klein morele lessietjie daarin te kom. En dit is waarskynlik die allerlaaste ding waarop 'n tienerleser sit te wag. Hulle wil vermaak word, hulle wil nie bepreek word nie. Die grootste fout wat 'n mens kan maak is om met 'n tiener te preek, want as jy sê A gaan hy juis Z doen, juis omdat jy preek. Ehm en ek weet dit met my eie kinders ook en daarom probeer ek moet ek preek seker of ek 'n bietjie vir hulle, maar Maar anders was jy nie 'n ma nie. die anders as ek nie maar nie. Die sielkundige het vir my gesê en is baie waar 'n vriendin wat 'n regter is het dit ook vir my gesê. Sodra jy preek doen hulle die teendeel, maar die sielkundige het ook gesê, ehm kinders leer meer uit 'n ander persoon se storie of van hulle vriende af. Hulle wil nie hoor wat die ouers sê nie. Nou, my kinders is baie sportief en ek weet van die sport wat hulle doen. Ek is nie 'n sportiewe bal tipe persoon nie. En partykeer staan daar 'n vriend, een van die vriende langs my by die sportveld en dan sê hulle sê vir jou kind hy moet die of daai of daai. Veral toe die ouer een hy jonger was. En dan sê ek, weet jy, sê jy dit vir hom. Want as jy dit sê, maak dit soveel meer impak as wanneer ek dit sê. Want ons kan dieselfde ding sê, maar dit gaan nie dieselfde impak hê nie. Dis net maar net hoe dit is. So, in boeke weerhou ek maar heeltemal daarvan om te preek. Dit gaan enigstens 'n impak maak nie en dit gaan net maak dat tieners nie die boek wil lees nie. Lees tieners nog boeke? Ehm Party. Ek dink in alle eerlikheid, tieners is meer geneig om flieks te kyk en videospeletjies te speel en met vriende uit te hang en so aan. En met videospeletjies bedoel ek die Xbox en PlayStation en al daai lekker dinge. Ehm ek dink die uitdaging wat ons as skrywers het is om juis 'n storie so aan te bied dat dit kan kompeteer met 'n fliek. So doen ek het dit moet van die begin af baie interessant wees en vanaf die eerste reel moet jy die persoon se aandag gryp. Nou toe ek 'n tiener was daar nie al hierdie ander lekker dinge nie. En ek het nog by 'n plaas in die middel van nêrens groot geword. So daar was nie versoekings nie. Um maar ek onthou as ek biblioteek toe gegaan het ek boeke oopgemaak en voorin gekyk hoe die boek begin. En as die boek my nie getrek het binne in die eerste paragraaf nie, het ek hom toegemaak en teruggedruk in die rak. En ek het agtergekom met my jonger seun toe hy kleiner was, het ek eendag vir my boek gegee, 'n Engelse boek om te lees, want ek gedink dit vreeslik oulik was. En toe vra ek hom wat dink hy van die boek en toe sê hy vir my vervelig. En toe besef want ek sê te vir hom hoekom en hy sê want nou gebeur niks nie. En toe besef ek mens moet op 'n hoogtepunt begin en die storie moet baie sterk boonsloop en die spanningslyn mag nooit daal nie.
Um ja, en dis wat ek min of meer besef het tydens die hele um ekspedisie van die boek wat hy gelees het. Ehm lees hulle nou nog jou storie? Gee dit vir hulle om te want ek weet as ek iets wat ek geskryf het vir my kinders gee, dan kry ek net radiostilte. Verstaan, niemand gaan eers moeite doen om dit te lees nie. Is jou kinders meer oordentlik? Nee, weet jy, my oudste seun het my eerste boek gelees, dink ek. En maar hulle is eintlik in 'n Engels medium skool. So hulle lees nie Afrikaans as eerste taal nie. Hulle praat dit beslis as eerste taal en verkies om Afrikaans te praat, maar hulle lees Engels beter. En hy het my eerste boek gelees en hy sal seker uit jy moet doen om te probeer om hier en daar 'n stuk te lees, maar hy sê dit lees vir hom stadig, so dit frustreer hom. So hulle is nie vreeslik die groot lesers nie, moet ek bieg. Die jonger een lees baie graag manga. Ek weet nie of jy Japannese Ek manga weet. boeke ken nie. Hulle maar op datum met manga. Ja, Ja, lekker. hy is baie lief vir manga lees, so hy's nie baie lief vir gewone boeke lees nie. So en ek los hulle eintlik nou maar net want hulle is nie vreeslike lesers nie, hulle is meer in die sportding in en so aan. Maar ek probeer my bes. Ek glo dit sal wel later vrugte afwerp, Solet. Ek is seker daarvan. Ja, dit doen. Ek het my oudste dogter is nogal swaar disleksies en sy het op skool eintlik nooit gelees nie. En ja, nou is sy al 'n ou vrou amper, ek bedoel sy is 36. En Okay. sy lees nou. Jy weet, as sy op 'n vliegtuig klim, sy vlieg baie van werk, dan die eerste plek waar sy stop is by die boekwinkel. So ja, nee, die hoop is skaam nie, hoor. Uiteindelik gebeur dit wel dat hulle begin lees. Ek wil nou by jou hoor, hier gaan jy nou met jou kinderboek agtergrond Kiba toe. Het jy die geleentheid daar gekry om met die mense daaroor jeug- en kinderliteratuur te praat? Weet jy, ek sou graag meer wou. Ek sou ook graag Kubaanse skole wou besoek het en ongelukkig was daar nie daarvoor geleentheid nie. En meer met die jeug gepraat, het, maar die taal is 'n probleem want hulle verstaan nie Engels nie en ons kan nie Spaans praat nie. So mens het 'n tolk nodig daarvoor. Um so ek sou meer daarvan wou gemaak het met ek bieg, maar ek dink wat ek wel gesien het wat vir my baie indrukwekkend was, is dat die Kubane tou gestaan het om boeke te koop en dit in die son en in lang toue. En dis was nou wel Februarie en dis hulle winter geweest, maar dit was baie warm. Baie warmer as Suid-Afrika. Dis 'n humiditeit is hoog. So ek is 'n fanatiese leser en ek weet nie of ek in sulke lang toue sou gestaan het vir boeke nie. So daardie het my nogal beïndruk met ek vir jou sê. Dat hulle bereid is om in sulke lang toue te staan en dan het ek wel ontdek waar jy een van die uitgewers met my kom praat, ook natuurlik via iemand wat kan Engels praat. Um en daar's 'n vreeslike oplewing in fantasie en wetenskapfiksie en thrillers in Cuba. En ek het gesien die toue jong mense wat voor daardie stalletjie, as ek dit so kan noem, gestaan het, was verskriklik lank. Mense wat wil ingaan. En hulle het van die oulikste steampunk hoed daar binne gewys en ja, regtig waar baie interessant. So dit was nog baie nogal oulik geweest. En dit is goed om te sien dat die kinders wil lees en ek het gesien daar's goed soos van Harry Potter wat vertaal is na Spaans toe. Ehm dat die kinders daai tipe van goed ook wil lees. Dit is ag soos tipiese kinders. Ek dink omdat Cuba dalk 'n kommunistiese land steeds is daar redelik baie politieke materiaal ook. Maar dit is baie positief ook dat kinders nie net vol politieke materiaal lees nie, maar ander goed ook wil lees. Ek moet weer sê, dit is nie net in Kuba waar fantasy en sci-fi groot is nie. In Europa is dit alleroorheersend. Of aan die een kant regte liefdesverhale, né, daai TikTok books, wat guess what I did yesterday, guess what I will do tomorrow, guess what I did Ja, today. ja. Ek is nou sarkasties, maar daai tipe van boeke. Ehm Mhm. en dan fantasy. Fantasy is alles oorheersend. En dit Dit lyk my so. my interessant waarom dit nie in Afrikaans 'n vasdraplek kry nie. Dit is vir my ook baie interessant. Maar weet jy so let, as ons nou baie eerlik mag wees hier, ek dink
As 'n mens baie na baie van die fantasieboeke kyk en ek het al van Sarah J. Maas en so iets gelees, daar's redelik baie seks in. En in Afrikaans, ek dink Afrikaanse ouers wil dalk weet wat lees jy wanneer dit Afrikaanse boek is, maar wanneer die kinders Engels lees, los die kinders nie om te lees. En ek dink daai speel ook 'n rol. So daarom dink ek, en ek sê nie ek wil dit skryf nie, glad nie, want dit is nie my plan nie, maar ek dink om daardie rede lees baie kinders liewer Engels as Afrikaans. Eendag het 'n onderwyseres my gesê sy het vir 'n kind gevra oor 'n spesifieke Afrikaanse boek, toe sê die kind, dis net nog 'n Afrikaanse klisjé. Sy lees liewer Engels. Nou ja, daai sê klaar vir jou baie, nee. Ek dink die persepsie is daar en dit het ook te doen met die sensuur wat jare gelede toegepas is. Dat daar sensuur is in Afrikaanse boeke en daarom wil die jeug dit nie lees nie, terwyl hulle nie weet ons redelik baie omstrede temas wat in jeugfiksie aangeraak word. Dis maar baie interessant. Jy weet, as ek nou terugdink jare gelede, het Barry Houg My kat word herfs geskryf en 'n paar ander boeke wat werklik redelik omstrede issues toe aangepak het. En Ja, daai tyd is hy bekroon met elke prys wat bestaan het. Daar was hy regtig groot hoë gewees oor sy boeke nie. Dit voel vir my asof die konservatisme in veral by skoolbiblioteke en wat hulle inkoop in Suid-Afrika toenemend erger word. daar is in Suid-Afrika 'n groot probleem met enigiets wat te doen met toer, maar nie net dit nie. Ek weet byvoorbeeld, daar's al van gesê dat in skoleboeke, soos my eerste boek Sweepslag is redelik, ek wil dit gaan oor human trafficking, want dis relevant, dis iets wat baie ouers vrees en dalk het ek die boek geskryf vir my eie vrese, maar daar's twee meisies in Bloemfontein ontvoer en dit was vir die radio en dit is terwyl ek aan die ding geskryf het um, was dit my agterkop die hele tyd. So dit is dis werklik. En en ek weet van soveel insidente. Ek dink dis 'n moeilike boek vir onderwysers om in 'n klas te bespreek as gevolg van ek dink nie weet in 'n skool is altyd lus vir issues en dis 'n ongelukkige issue wat relevant is. Dis nie 'n nie relevante issue nie. En oor die inhoud soos ek sê, ek draai nie eintlik preeke aan nie. Ek probeer meestal dinge skryf soos hy is. Ek sal wel met die taal probeer ek partykeer om 'n flip te gebruik in plaas van die ander F-woord. Ehm maar mens moet realisties wees en dink hoe praat die jeug. Ehm en jy kan nie wel klink soos die dominee met wie jy groot geword het. Jare gelede nie, want die jeug van vandag praat nie so nie. Ek sê maar steeds dink ek daar's 'n baie relevante issue. Dis nie net 'n issue nie, dis 'n relevante een. So ja, jy is heeltemal reg wat dit dan betref dink ek. Maar goed, nou word daar een van die dinge wat vir my baie duidelik is as jy 'n kinderboek skryf of 'n jeugboek skryf, dan word daarvan die uitgewers verwag van jou om na skole toe te gaan en by skole oor jou boek te praat. Hulle verwag van jou nogal om heel aktief te wees in die bemarking van jou eie boek. Wat praat jy dan as jy by die kinders is? Spreek jy dan hierdie goede aan of hoe maak jy? Weet jy, ek praat nie noodwendig oor ehm die die problematiese nie, want jy gaan iewers 'n pot wurms oopkrap en dit wil mens nie doen nie. So ek probeer maar fokus op ander dinge en mens. Ek probeer persoonlik altyd vir my belangrik dat kinders lees en dat hulle kyk ons het in Suid-Afrika altyd twee vakke, twee taalvakke nie. En as jy die een se opstelpunt verbeter, kan jy die ander se opstelpunt ook verbeter. So dit probeer jy gemiddeld wat 'n verskil dit maak kan. Wat ek al sê, ek probeer altyd met te skryf ietsie ook deel en nie net oor boeke praat nie, maar ek praat ook graag oor boeke. So ja, en natuurlik besef ek almal is nie dieselfde genre nie, want spel, my derde boek is wetenskap fiksie.
maar die ander is realistiese fiksie. So ek, ehm, as altyd mense vir my vra wat kan hulle lees? En ek het 'n ding op my foon wat 'n must-read list is. Verskillende genres. En dan sê ek vir kinders sê kyk bietjie hierna, kyk bietjie daarna. En want dit is nogal belangrik. So ek praat oor veel meer as net my eie boeke, eintlik. En dit is lekker. Dan is die skool ook dink ek meer ontvanklik om jou as gas te ontvang, né? As dit net Mm. so 'n bemarkingspraatjie is, want ja, ek kan dink dat skole raak ook in 'n stadium boekbesoek moeg. Ek vermoed dit is wel die geval en ons moet onthou alle kinders lees nie. So party dink ek gaan sit daar en rol hulle oë en dink wat ook al. Ja, ek het al by skole gekom en dan sê ek okay, ek weet vir 'n skryf spesifieke sessie opstel skryf. En dan vra ek vir die kinders wat se flieks het julle gekyk? Want as jy fliek kyk, is dit net so goed soos wel mense wil jy moet eers 'n boek lees, uiteraard, en voordat jy fliek kyk. Maar baie van hulle lees nie en daarom fokus ek op of boek of fliek maak dan nie saak nie. Want uit beide uit is altyd relevante goed. Jou karakters moet interessant wees, taalgebruik, dialoog, daai tipe van dinge. As jy was nou saam met 'n groep en dit is vanuit die regering uit georganiseer. Ehm is daar binne regeringsvlak 'n nasionale leesbevorderings projek, poging, doen hulle iets om lees te Nie bevorder? waarvan ek weet nie, maar almal van ons het op hierdie besoek gesê of tydens die besoek, daar moet baie meer in Suid-Afrika gedoen word om die geletterdheid te bevorder. Blykbaar soos ek verstaan, is die Kubaanse mense geweldig geletterd. En iemand het spesifiek gesê in Suid-Afrika dat daar moenie net vir kinders gesê word dis goed genoeg om net te slaag of om 30% te kry nie. Dit moet gaan oor veel meer as dit. En ons het onder ons gepraat en agterna gekom met voorstelle en daar is 'n voorstel um, vir 'n internasionale boekfees in Suid-Afrika wat nie net 'n spesifieke een taal nie maar vele. Um, so ja, ek dink almal van ons wat gegaan het is baie passievol oor geletterdheid. Vir my is geletterdheid geweldig belangrik. Een van my heel gunsteling aanhalings is Kofi Annan se wat hy gesê het, literacy is the bridge from misery to hope. En dis regtig waar die waarheid. En Amerikaners het studies gedoen wat bewys dat uh jeugdiges wat nie die geleentheid het om skolasties te vorder en iets te maak van hulle lewe en 'n loopbaan daarmee te bou nie, wend hulle self tot misdaad. En as mens dit wil vermy, dan gaan jy moet kyk na goed soos geletterdheid baie spesifiek. En nie net basiese geletterdheid nie, maar die vermoë om skolasties te presteer en dalk iets daarna te gaan doen, maak dan nie saak of dit 'n tegniese beroep is en of dit 'n akademiese een is.